Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by die eerste episode van In Jesus Bediening se Bybelstudie vir 2025. Dis 'n nuwe jaar met 'n nuwe begin vir baie mense. En is ook 'n nuwe begin vir my en Ina. Ons hoop om binnekort ons nuwe kerk af te skop wat sal bekend staan as In Jesus Ministry. Maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan julle ons eerste gemeente nie afskeep nie. Ons sal steeds vir julle gereeld Bybelstudie boodskappe stuur. Wat wel vir nou gaan verander, is dat ons die Bybelstudie in Engels ook gaan doen. Aangesien ons kerk in Engels aangebied gaan word, het ons gevoel om hierdie Bybelstudie ook in Engels aan te bied. So in die toekoms gaan daar dan elke keer 'n Afrikaans en Engelse boodskap wees. Jy het nie nodig om altyd te luister nie, maar dit gaan dieselfde inhoud hê. Wat jy wel kan doen is, indien jy Engelse vriende het, kan jy dan met vrymoedigheid vir hulle die Engelse boodskap aanstuur, of jy kan vir hulle die WhatsApp groep se link stuur, dan kan hulle die groepie join, en dan so self die boodskap kry. So hoop ons om nog meer mense te help, om God se woord beter te verstaan, sodat hulle kan groei in hulle verhouding met hom. Here, baie dankie vir hierdie awesome, pragtige dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe, en dankie vir U woord. Dankie dat U woord lewend is en kragtig is, en vanoggend nog die lewe en die krag het, om te doen wat U dit uitgestuur het om te doen. Dankie Here dat ons, wanneer ons U woord lees en bestudeer, dat U daai lewe en daai krag wat in U woord is, in ons lewens 'n werklikheid maak. My gebed is dat vanoggend wanneer mense U woord lees en U woord hoor, dat dit geloof in hulle sal opstuur. U is so goeie God, en ons is so lief vir U. Dankie dat U ons heel eerste lief gehad het. In Jesus naam, amen. Nou ek wil graag, omdat dit die begin van 'n nuwe jaar is, vir ons iets bring vanuit die begin van die Nuwe Testament. En ek het ervaar dat die Heilige Gees hierdie teks van Matteus 1 op my hart lê. Ons hoor dit tradisioneel Desember met Kersboodskappe, maar ek wil dit graag met julle deel vir 2025. En ek wil nie net vanoggend 'n motivational speech bring nie. Ek wil vir jou 'n teks gee wat jy kan neerskryf en teen jou yskas opplak en jouself aan herinner reg deur hierdie jaar. Die teks is Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Immanuel. God is met ons. Hy is nie net tussen ons nie, maar met ons. En hierdie is nie net 'n oulike gedagte van God se kant af nie. Nee, hy verbind homself deur sy naam om met jou te wees. In die Bybelse tyd het iemand sy naam gespreek van sy karakter. Dis nie soos vandag wat 'n mens sommer net iemand noem op sy naam, is net iets van wat jy gebruik om hom te roep of op sy ID geskryf word nie. In daardie tyd het iemand sy naam iets vertel van die persoon se karakter. En Jesus kom en hy verbind homself deur sy naam om in sy karakter met jou te wees. Dis 'n belofte waaraan jy jouself kan herinner elke keer as jy sy naam Immanuel gebruik. Jesus is met my. Nou tot en met Jesus se geboorte was die voorstelling van die teenwoordigheid van God tussen sy mense die ark van die verbond. En die ark is in die allerheiligste gedeelte van die tempel gehou, agter die voorhangsel. Met Jesus se kruisiging het die voorhangsel geskeur. Die voorhangsel was 'n fisiese skeiding tussen die allerheiligste en die res van die tempel. Met ander woorde, 'n skeiding tussen gewone mense en die teenwoordigheid van God. Dit was nodig as gevolg van sonde, want sonde kan nie in die teenwoordigheid van God staan nie. Slegs die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingaan, en dit ook na 'n vreeslike klomp rituele en dinge wat hy moes deurgaan om homself te reinig, en dan ook met die bloed van 'n onskuldige vleklose lam. Met Jesus se kruisdood skeur die voorhangsel en word die skeiding weggeneem. En dan kom die Hebreërskrywer onder leiding van die Heilige Gees en hy skryf vir ons hierdie baie interessante gedeelte in Hebreërs 10 vers 19 en 20.
Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ek gaan net weer daai vers 20 lees. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Hy sê ons kan met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God instap. Nie met die bloed van 'n bok nie, maar met die bloed van die ewige lam, Jesus. En hy sê in vers 20, daar is steeds 'n voorhangsel, maar dit is die liggaam van Jesus. So vandag betree ons die teenwoordigheid van God met die bloed van Jesus deur sy heilige en vleklose liggaam wat vir ons geoffer is. Kan jy sien dat dit deur absoluut niks is wat ek en jy gedoen het nie. Ons kry nie vandag toegang tot God omdat ons oulik en awesome is nie. Ons kry nie vandag toegang omdat ons van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, omdat ons weet wat is reg en omdat ons weet wat is verkeerd en omdat ons die regte ding doen en omdat ons nie die verkeerde ding doen nie. Nee. Ons kry nie toegang omdat ons awesome is nie. Ons kry toegang tot die teenwoordigheid van God deur die boom van die lewe. En sy naam is Immanuel. Daar is nie 'n ander manier om toegang te verkry tot die teenwoordigheid van God nie. Nou terug by die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese tyd. 40 jaar na Jesus se dood word die tempel afgebreek tot op die grond toe. Maar dit was nie net 'n random ding wat toevallig gebeur het in 'n oorlog nie. Dit was doelbewus deur God georkestreer, want die tempel is nie meer waar die teenwoordigheid van God is nie. En net so terloops, daar's ook nie meer 'n ark nie. Die mense soek te vergeefs na die ark, want die plek van God se teenwoordigheid tussen sy mense het geskuif. Die gebou waarin jy op 'n Sondag gaan, is ook nie waar die teenwoordigheid van God is nie. Hoor my vandag mooi, dit is nie die huis van God nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 skryf vir ons, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie. Wat julle van God het. Ek gaan dit weer lees. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het. As jy wedergebore is jy nou die tempel. Jy bring sy teenwoordigheid na die gebou. En dit geld nie net vir die kerkgebou op Sondagoggend nie. Jy dra sy teenwoordigheid oral waar jy gaan. Jy bring God se teenwoordigheid in jou werkplek in. Jy bring God se teenwoordigheid in jou huis in jou slaapkamer in Checkers in jou kar, oral waar jy gaan, want hy is Immanuel, God met jou. En jy hoef ook nie meer vir God van deur ver af ergens te bid, en jy weet nie of hy jou hoor, en jy bid teen die ceiling vas nie, man, daai goed om teen die ceiling vas te bid bestaan nie, want God is nie aan die kant die ceiling nie, God is binne in jou, hy is met jou. Jesus is die volle manifestasie van sy naam, Immanuel, God met ons. Hy was dit nie net liggaamlik 2000 jaar gelede tussen daardie mense nie. Sy naam beteken nie God met daardie mense nie, maar God met ons. As jy wedergebore is vandag, is God met jou. Jy is sy tempel, en hy woon met sy volheid in jou. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê vir ons, want in hom, en dis in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom. En julle het die volheid in hom. Jy het nie 10% en ek het 50% en die pastoor het 90% nie. Nee, God woon in sy volheid in jou. God woon met sy volle 100% in elkeen van ons wat wedergebore is. Hy is in sy volheid God met ons. Ek wil jou dus bemoedig vir 2025 met sy naam Immanuel. Skryf dit ergens op, skryf dit op 'n klomp plekke op en herinner jouself onder alle omstandighede met elke uitdaging,
My God is Immanuel, hy's met my. Here, dankie vir u naam, Immanuel. Dankie dat u naam nie is God daarbo, God ergens, God ver, God aan die kant die ceiling nie, maar u is God met ons. U is God binne in ons. Dankie dat ons hierdie naam saam met ons kan vat vir hierdie jaar. En maak nie saak wat die lewe ons kan toe gooi nie. Ons kan onsself herinner, my God is met sy volheid in my en met my. Sy krag is tot my beskikking. Ek het sy autoriteit, ek is sy kind, ek het die sleutels van die hemel, ek het sy Heilige Gees, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in my. Ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus. Dankie Here, U is met U volheid, God, met my. Heilige Gees, herinner ons reg deur hierdie jaar aan hierdie naam, Immanuel. In Jesus naam, amen. As jy graag wil hê ek en Ina moet saam met jou bid en ons geloof inhak by joune vir 'n saak, is jy meer as welkom met ons kontak te maak. My nommer is 082-779-0331 en Ina is 079-527-5738. Onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.